Maar voor ik begin met mijn boodschap wil ik iets over met die vaders deel. Een man is hier net in de club gemaakt. Hij draagt bergen in zijn borst, oceanen achter zijn oor, en toch sê hy min van die gewig wat hy dra. Baie van hulle gaan deur storms elke dag. Maar stilte kan selfs die sterkste siel laat sink. Om pyn te verdra is edel, maar om pyn te verwoord is dapper. Julle weet mos, manne praat nie maklik oor hulle gevoelens soos ons vrouens nie. Om hulp te vra, vaders, is die swakheid nie. Praat, broer, lê jou trots neer. Maak daar die deur oop wat jy vir jare so dig toe hou. Vaders, julle is mekaar se wagters op support hier in die kerk. En geen man, al hoe sterk, of hoe groot jy is, of hoe groot jou spiere is, of hoeveel sixpacks jy het, kan die lewe alleen dra nie. Staan stil as jy moet, en haal asem, maar moet nie alleen staan nie. Jy het toegang tot God, onze hemelse Vader. Jy het toegang tot die trooster, een raadsman, een vredevors, een voorziener en een geneesheer. Gebruik hom om op sy naam te roep. Hy is altyd beskikbaar. Ok, so vanoggend, soos julle sê, praat ek oor 4 paans. Die eerste ene gaan oor, ek praat oor die afwesige vader, die present absent vader, die present body vader, en dan die belangrikste ene is die model vader. So my eerste vers vanoggend wat ek kan deel, is 1 Timothy 5 vers 8. 'n Vader wat vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. 'n Pa wat nie na sy kinders kyk nie, stel nie belang in die Bybel nie. Hy is daar om advies te gee nie, om sy kinders te beskerm nie, en om sy kinders te leer en te besorg nie. Hy dra niks by nie, so hy beteken eintlik niks nie, jammer dat ek dit nou so kras stel. En al dra hy ook by, beteken dit niks, want die kinders soek sy teenwoordigheid, hy is belangriker as iets anders. So, 2 jaar gelede, was ek en Jonathan by Matthew Lang, soos julle weet, hy was betrokken met hy gewees waar die minderbevoorregte mense nooi, dan word hulle voete gewas en dan word klere en kos uitgedeel. Toe ontmoet ons 'n jong ouetjie daar wat sy testimonie gelewer het. Hy sê vir ons, waar hy groot geraak het in kleinskool, dat 2 strate is daar niks paans nie. Hulle almal, jy raak op by jou ouma groot, of jy raak by jou ma groot. Hy vertel ons toe nou, hoe hy altyd gesmag het na hy liefde van 'n pa. Dit is 'n leemte wat nooit weggaan nie. Veral as jy sien hoe ander pa's met hulle seuns is. Daar was niemand wat vir hom gesê het, veel geluk my seun het goed gedoen, of my seun ek is lief vir jou, of sy het altyd gesien hoe speel die pa's bal met die kinders. Hy is ook iets wat vir ons nog verkrant het, maar vir hom was dit iets, hy het gesmag na dit. Maar hy het gesoek na die vaderlijke liefde. Maar toe gaan soek hy na ongelukkig hy liefde op 'n ander plek. Met drugs, diefstal en nog ander goede. Dit was vir hom lekker. Want in die groep het hy soorte van 'n liefde ondervind. Jy weet, is mos nou almal is skriek en hulle staan by mekaar. Maar die liefde het hom na die tronk gehaald. En toe in die tronk is, en hy sê ja, vir die Here gegee. En die pastoor wat hom altyd kom besoek het hom aangeneem toe hy die tronk het kwam. Maar toe eindig nog nie daar nie. Hy gaan nou rond om seuns te bemoedig wat sonder pa's groot word. Dan die tweede een wat ek wil praat, is die present absent vader. Hy is daar, maar hy is ook nie daar. Julle weet wat ek van praat. Hy is physically present, but emotionally absent. Regtig waar, beteken eintlik ook niks.
Jonathan wat ook in 1 Samuel 18 vers 3 sê, Jonathan wat koning Saul se seun was meer liever vir David as vir sy pa. Sy pa was daar, maar hy kon nie sy seun se hart wen nie, want sy voorbeeld was ook swak. Hy het al 3 keer sy spies gegooi na David en om hom dood te maak, en dit was die voorbeeld wat hy gestel het van sy seun. Saul het vir David gehaat. Nou wat sy voorbeeld was dit vir Jonathan? Nie die Jonathan nie, mense. Jonathan sy seun. Sekerlik het hy gehoor hoe sy pa praat om David van kant te maak. Nou het hy dit nie net gehoor nie, hy het dit ook gesien. En dan die derde een is 'n godly father. A father's job is to be God's representative in the house. To show his children what God looks like. Kan ek 'n amen kry vir daai? Anyone, die mense sê mos altyd of jy lees dit altyd. Anyone can be a father, but it takes someone special to be a dad. Jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. As jy nie jouself lief het nie, hoe kan jy liefde teruggee? So die beste ding wat 'n pa kan doen vir sy kinders, is om die kinders se ma met 'n goddelike liefde lief te hê. Kinders leer meer van sien mense, nie wat jy sê. Ek dink ons maar gister met 2 kinders, daarom kan ons verlos nie meer. Hulle sit nou daar, nou hoor ek, hulle moet iets doen. Nou sê Rossie, no ma, I'm gonna do it like my father. My father is the daily community. And they said, no, I'm gonna do it like that. I said, okay, dan daar. Toen denk ik, ja, dat is zo belangrijk. Hulle let op alles op wat die pa doen. Dat is zo belangrijk, jou stappen moet in orde wees. Onthou nou paans, jy moet 'n protector wees. Jy moet present wees in alle tye. En jy moet reliable wees. A godly father moet lead by example. Proverbs 22 verse 6 sê vir ons daar, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Dan kry jy die ander ene. Disciplined with wisdom and care. Ephesians 6 verse 4 sê, fathers, discipline should guide children towards growth and maturity, not anger and resentment. Nie die wat jy die kind so vermaan dat die kind bang is vir die pa nie. Number 4 is a godly father must provide and protect. Dan number 5 is a father must point his children to God. Hy is so belangrik. Deuteronomy 6 says, a father sets the foundation of faith and a life centered on Christ in his house. He encourages his children. 3 John 1 verse 4 said that love his children. I have no greater joy, that's 3 John 1 verse 4 said, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. So die godly father, die beskrywing van 'n godly father soos ek dit vat is, hy provides emotionally, he listens to understand, not argue, he owns his mistakes, he loves without guilt-tripping the children, he chooses growth, and very important is, if you made a mistake, change your ways. Dan kom ons by nummer 4, die belangrikste van alles. Dit is, ek het die titel hier gesê, God is our model father. Ek het probeer om vader, die woord vader te inlys na Afrikaans, maar mense is die Afrikaans woorde was so lekker nie. Hoe vat ek maar die woord vader? So F staan vir forgiveness. He is willing and able to forgive you of any sin you commit. Nothing you do is ever so bad that God won't forgive you. 1 John 1 verse 9 says that if we confess our sins, He is faithful and will forgive our sins. Die eie van Vader staan vir ekte. Hy is altyd teenwoordig. God
invitation is open for you to get involved with Him. John 5:17 says, "My Father is always at work." Op die Afrikaanse weergawe. Johannes 5:17 sê, Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe. Die T staan vir time. Time, it has a time for you. While humans get busy, God always has time for you. He is never busy to talk or listen. Jeremiah 33:3 sê so mooi vir ons. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Ek wil aan jou groot en onbegryplike dinge bekend maak wat jy nie geweet het nie. Ek sal jou uithelp, sê die Here, maar jy moet my eer. Die uitstaan vir hart. God knows your heart en hy is nog steeds lief vir jou. Some people don't want to be in your life if you make mistakes. God wants to be with you anytime and He alone is able to change your heart. 1 John 4 verse 9 to 10. This is how God showed us His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So eintlik het Hy gesterf om ons een te maak met Hom. The E stands for everywhere. Sums up God's place in your life. If you're a Christian, there is nowhere you can go where He isn't with you. Dit is so bemoedigend om te weet, waar jy ook al bevind, of hoe moeilik het is vir jou. Whether other people are there or not for you, God is always by your side. Nou, die aard van vaders, ek het die dag gesit om met die aard, maar toe kom ek op rest uit. Rest is important. Rest is important. To take time with the Lord. He wants you to set aside time to read His Word. The best way to get to know your Father is actually to spend time in His Word. Psalm 46 verse 10 says, "Be still and know that I am God." Al die eigenskappe van die Here se karakter maak hom wie hy is. As jy gebless was vandag met 'n pa wat baie in common het met our modelvader, wees dankbaar. If you have missed out on a relationship with an earthly dad, be thankful that God is there for you and wants to meet the needs in your life. Hy kan jou dors les. Hy kan jou trane opdroog. Hy kan jou siekte genees. Hy kan situasies net so verander. Hy kan storms by jou stil maak. Sondes kan hy vergewe en siele kan hy red. Gebed kan hy oordoen. Die vraag is vandag, ken jy hom? Ken jy die God van ons? Nou vandag vra ons vaders, vraag jouself af, wat se pa is jy in my lewe? Wat se tipe pa wil jy wees? Die Here sê vanoggend vir alle vaders in die kerk, ja, my kind, die foute wat jy gemaak het, bepaal nie wie jy is. Wie jou gemaak het, bepaal wie jy is. En dis ek, jou hemelse Vader. Die prys waarvoor iets gekoop word in die winkel, bepaal die waarde van hy item wat jy koop. As jy die suiker of die tee wat gaan koop. En die enigste prys waarmee die Here jou kon koop as met sy lewe. Kom kyk vir 'n slag na jouself deur sy woord. Hy sê vir jou vanoggend, ek ken jou potensiaal. Ek weet waartoe jy in staat is. Ek ken die binne in jou. Ek ken jou mooi hart. Ek ken jou persoonlikheid. Ek was bietjie skepties oor die sin wat ek nou gebruik het, maar ek gaan net sê, ek sien 'n pragtige mens. Ek sê ons altyd vir 'n man so nie, maar ek het net gevoel, die Here praat was nou eintlik so. Ek sê, ek sien 'n pragtige mens wanneer hy na jou kyk. Daar was dit daar wat jy vir jouself gesê het, ek glo nie in myself nie. Maar die Here sê vir jou, ek glo in jou. Ek wil jou seer wegvat.
Ek wil jou glimlach weer terugsit. Ek wil jou optel en steek in my borstas druk. En ek wil vir jou wys, ek beplan vir jou 'n mooi toekoms. Bly altyd glo, want dis hemel op aarde saam met my. Baie van julle manne gaan jou challenges elke dag. Hoe maak jy as alles te veel raak vir jou en jy voel jy is naak en bleek? Pastor, kom jy rasa? Die vraag wat ek gevraag het, moet doen rasa. Ons gaan maar nog net improviseer, mense kan nie goed Janita dit vergeet wie dit is, maar oké. Hy vraag, ek vraag nog van vandag. Hoe maak jy as dinge te veel raak en jy voel, jy kan nie meer nie? Dan sê die Here vir jou, ja, bring vir my jou stres. As jy bring vir my jou stres, bring vir my die anxiety, bring vir my die lae selfbeeld wat jy van jouself het, bring vir my die onsekerheid, bring vir my jou vrese, bring vir my die wat manne het, ook die wat ons vir ons, wat jy voel, jy sê vir goed genoeg vir jou familie, bring vir my die. Bring vir die wat jy nie meet, ek het een paar weke gelede gelees, die paar kom huis toe, hy staan by die ek wil nie sy kar uit na my is, weet jy nou hoe, hy moet nou ingaan, hy weet jy nou hoe, bring alles wat jou plaat. Dan sê die Here vir jou in 1 Petrus, nou voel jy nou plaas nou lig is die Here sê, bring vir my alles wat jou plaat. Dan sê hy in 1 Petrus vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sal sorg vir jou. Nou die Here, dit sê ons nog vir julle vandag, bring al die probleme na my toe. Sien jy nou hoe lig dit is nie? Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy moet dit saam met as geen manier wie jy dit kan doen. Jy moet dit saam met die Here. So ten slotte vanoggend vaders wil ek net vir julle sê, kom nou, dien die Here met alles in jou. Kom lei julle families met liefde en wysheid. Kom ons bou ons gemeenskap en ons kerk met geloof en daad. Kom wys die next generasie hoe die Here is of wie God werklik is. Kom ons bou met woorde en dade. Jou tong kan 'n wond genees of 'n wapen van verwoesting wees. Kan ek weer sê, jou tong kan 'n wond genees of 'n wapen van verwoesting wees. Jou woorde kan die brug wees aan iemand anders se deurbraak. Ware leiers of ware vaders bou nie hul eie koninkryk nie. Hulle bou mense